Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Daar sy, welkom allemaal vanaand, ek glo ek het allemaal hallo gesê, en welkom hier by ons 5de episode van die Fondasie reeks. Daar is net 6 in hierdie reeks, en ons maak volgende week klaar met leierskap. Het is goed om oor leierskap te praat, want daar het soveel mense aan die kerk seer gekry met leierskap. Ons gaan praat, wat is leierskap en wat is leierskap nie? Nee? Dat ons almal wat gedisipel word in die Here nie in die slaggate trap wat baie kerkgangers instap of inval wat net blindelings mense volg nie. Op die einde van die dag moet julle nie volgelinge word van 'n mens nie of 'n man nie, maar 'n volgeling van Jesus Christus. Nee? Maar mense respekteer nog steeds mense wat die Here aanstel. Maar daai mense wat aangestel word, nou gaan ek alweer vooruit na volgende week toe, moet die donkies van Jesus word, né? Alright. En ons gaan vandag oor Heilige Gees praat en die werkinge van die Gees. So met ander woorde, dan as jy dan nou sy donkie wil wees, is hy dan bereid om deur jou te werk en sy kragte van die hemele te deel met jou, of nie? Ok, en dis altyd die proef van die pudding. Jy kan sê wat jy wil sê, maar gaan Heilige Gees werk? Dis die groot vraag, wat ons allemaal graag wil hê. Anders is maar net weer dooie godsdienst, anders is maar net weer preek, en het is 'n klinkende symbool, en 'n weergalmde, weet nie wat nie, né? Dis een van die hoofstukke wat ek nou nie baie lees nie, ek het dit op 'n stadium baie gelees, toe ek nooit Bybel gelees nie, ek het altyd 1 Korintiërs 13 gelees. Nee, ons gaan vanaand bietjie oor 1 Korintiërs 13 onder andere praat. Dankie Dylan, ons het hom op daar agter, en voor ons begin, gaan ek ook net vir ons bid. Vader, dankie, ek loof en prys die naam vanaand. Ek bid vanaand dat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir goed en welbehaaglik sal wees. Here, U is ons rots, ons verlosser. Dankie dat U ons beskerm, dankie vir die kosbare bloed. En Satan, ek sê vir jou, die Here bestraf jou enige iets hierso wat mense se aandag wil aflei, seer wil maak, of wat ook al. Ons sê vir jou, die Here bestraf jou. Los ons uit in die naam van Jesus. Ons sal hierdie kerk kry, dis ons kerk, is ons grond, en enige iets wat dit wil keer, sal ook gaan in die naam van Jesus. Amen. Sê, hoe lekker is dit nie? Ons moet glo wat ons bid, né? As ons gesê het, ons slaan ons penne in hierdie jaar, ons slaan ons penne in. Ok? Dis hoe dit is. En as jy hierdie jaar besluit het, jy besluit. Staan by jou besluit. Al die demone van die hel gaan probeer om jou te oortuig om dit nie te doen nie. En hoe kan hulle dit doen? Doen ons bevrydingsseminar die laaste 3 weke van die kwartaal, en gaan ons jou leer, net hier. God maak jou nie eers doen wat jy moet doen nie. Jy moet wil. En Satan is dieselfde. As jy wil, dan sal hy. Maar hy kan jou niks maak doen nie. Niks nie. Alright, good. Right, ons praat vanaand, ek het dit fondasies, werkinge van die Gees, daar's beter name as dit, manifestasies van die Gees, hang wat die vertaling jy kyk, maar werkinge van die Gees. Nou het ek en jy weergebore geraak, ons het bekeer na God toe, ons het Jesus Christus aangeneem, ons is gedoop in die Heilige Gees, en wat nou? Saved at last. Wat nou, bly ons nou daar? Nee, nou moet ons aanbeweeg, saam met die Here. En ek het vanoggend om my Engelse dagstukkie geluister. Daar sê, nee, gaan vertel 3 mense. Nee, iemand het dit vir hom gesê, en hy sê vanoggend, elektricien het dit vir hom gesê, en hy het uitgegaan en het nooit weer gestop nie. So as jy wil hierdie werkinge sien, gaan sê vir mense. Anders is dit net niks. Dan gaan Heilige Gees net daar binne jou sit. Wonder wanneer gaan hierdie persone begin beweeg saam met my? Verstaan jy? Ek kan nie verstaan nie, is al 14 jaar terug oor my woord uitgespreek, nog niks het verander nie. Jy moet beweeg. Ons moet beweeg. Dis maar, ek sê vir tieners en die leiers, is vir interessant dat, oor ons waar ons kom, is het Siloam kerk, en as ons goed, dan is het eintlik ministry. Maar dis goed, want ons is eintlik 'n ministry. Ons is nie gemaak om mense te maak, dat hulle kan warm raak op die banke nie. Jy moet uitgaan en gaan bedien, ons moet disciples word. Ons gaan nie hier saam kloek, en as julle na ons podcast, as hy nou seker môre beskikbaar wees, ons praat oor Laodicea, soos Tine sê, daar waar die koue water en die warm water by mekaar kom, maak het 'n aaklige reuk.
Daai lou warm water daar by Laodicea is 'n stinkreuk van amper van swaal. Dis nou as jy nie warm of koud is, dan kom jy nou daar by mekaar. Dis hoe 'n Christen is. Jy dra die t-shirt, maar jy het nie die vrugte nie. Mens kan dit nie sien nie. Mens kan dit nie voel, mens kan dit nie ruik nie. En dis hoekom daar's 'n groot, mooi Afrikaans, daar's 'n onus op ons, daar's 'n verpligting op ons. Want die Here Jesus nie verniet aan die kruis gesterf nie. Hy het in die kruis gesterf sodat jy weergebore kan word, ja, in kan kom, maar dan sodat ons kan gaan disippels maak vir die nasies. Dis die groot opdrag. Alright. Daar sê die klikkertjie werk nou lekker. Was toe net die batterye, lyk dit my, Dylan. Fondasies, julle gaan dit nou nog volgende keer vir die laaste keer hoor, dan het julle dit nou 6 keer gehoor, maar geloof kom uit die hoor en die hoor van die woord van God, sê Romeine 10 vers 17. Alright. Fondasies van geloof, ons huise moet op die rots gebou word, Matteus 7 vers 24 en 25, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, wat in die woorde luister en dit doen. Doen. Koninkryk is 'n doen woord. Dien en doen, maar 'n doen woord. Alright. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man of vrou, wat sy of haar huis op die rots gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit nie geval nie, want sy fondamente was vas. Glo my, wanneer jy groot gedoop word, en jy is gedoop met die Heilige Gees, en jy begin in dit opstaan, sal al die storms van die hel teen jou probeer kom om jou te keer. Dit waarsku ek jou nou, want jy het nou opgestaan in die weermag van Jesus Christus. Jy het jou hand opgesteek. Jy gaan Angola toe, hoor. Jy gaan net in Bloemfontein bly, nie? Ons gaan jou iewers heen stuur. Nee, die Here wil jou stuur, Angola toe. Nee, daar gaat ons. Hoekom? Want, Matteus 12:25 sê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Nie miskien nie, hy word verwoes. 'n Huis wat teen homself verdeeld is, ons het nou gepraat oor huwelike alles, wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Slowly but surely, it's rotting away. Nee, en dit gebeur, maar prys die Here, ons kan altyd terugdraai na hom toe, nee, altyd, daar is altyd genade, soos ons deur die 7 kerke gaan, die kerke wat raas kry, prys die Here, jy kan omdraai, nee, die wat ore het, laat hom luister, nee, dan kan ons omdraai, word verwoes, en elke stad of huis, wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie, ons kan nie in die huis, wat die Here met sy genade aan ons toevertrou het, kan ons dubbelsinnig wees nie. Ons kan nie uit 2 monde praat nie. Sê nee, maar jy moet groot doop. Nee. Ander ou sê nee, is nou nie eintlik nodig, en dit niks met jou redding te doen nie. Verstaan jy? Ons moet uit dieselfde mond uitpraat. OK. Dan, wat is Jesus' opdrag in die kerk? Ek gaan dit nie weer vir julle lees nie, dis die groot opdrag, Matteus 28:19, Markus 16, hy sê, gaan aan jy en maak disippels van al die nasies. Ek het baie kritiek gekry daai tyd toe ek Zimbabwe toe gaan, en daai plekke is, nou dan is so baie werk hier in Suid-Afrika. Ja, maar ek was in Suid-Afrika ook, of was jy saam met my in Bekkersdal? O nee, jy was nie. En Hammanskraal, o nee, jy was ook nie. En saam met my in Soweto, nee, jy was nie. Ek was al die plekke, en ook Zimbabwe. So, ons moet oral bedien. Die Here dan gesê, ons moet na die nasies toe vat. Nou gaan ek nie nasies toe, nou voor ek nie die opdrag het nie. Ek is eerder bang vir jou woorde. Nee, God sê ons moet na die nasies toe gaan, en die Here sal ons stuur. En mens gaan, ek sê maar, hoekom het ek Afrika toe gaan? Hoekom het moes ek Soweto toe gaan? Hoekom is ek sê nie, jy moet gaan nie, maar ek moes gaan, want ek was 'n rasis. En dis wat die Here met rasiste doen. Stuur hulle Afrika toe. Jy gaan gou nie meer een wees nie. Jy gaan saam eet, jy gaan saam slaap, jy gaan saam raf het in die veld, en dis wat jy gaan doen. En daar kom jy gou uit jouself, en jy sien dieselfde demone wat ons pla, alle mense ook. Selfde demone. Niks met kleur te doen nie. Ok, ja, ons kulture is anders, ek eet nie my pap so nie, ek eet met 'n mes en vurk, en al die type goed, en dis taaf. Nou in Afrika word jy vinnig 'n vegetariër. Die weirdste vleis wat geëet word. En ek hoef nie so te word nie. Ek het naderhand, ja maar nou, hulle gaan sleg voel. Nee, hulle kan maar sleg voel. As ek het nie wil eet nie, eet ek het nie. Verstaan jy? Hulle kom nie nou by my kuier en ek dwing hulle om my kos te eet nie. So daar moet ons ook kyk na, nee? Ja, maar ons eet maar, want hulle het nou so hard gewerk. Nee, my vrou het net so hard gewerk met die hoender, en jy was nie dus om het te eet nie. Hoe moet my vrou nou voel? Verstaan jy?
So as jy nie van iets hou jy nie van dit nie. Moet dit nie maak eet soos ek en sluk dit maar heel in. Nee? Jy is so honger, as jou maag nog so gekrimp ook, en jy nog maagpyn ook hier aand. En jy is heeltyd dors vanuit 'n Tabasco wat jy moes opgooi en daai ding in die mond te kry. So, nee wat, ek eet glad nie meer nie. Ek was al genooi na die Zimbabwese ambassade toe, dan sê ek, thank you man, but no, I don't eat those fishies. Ek eet dit net nie. So, hulle is nie, ek het die pap geëet, dubbel porsie. So, daar is die opdrag, gaan na al die nasies toe. Traai hulle kos. Ek gaan verseker as Here my Skotland toe stuur, haggis traai. Ek het nie eens afval in hierdie land nie. Nou moet jy weet, ek onthou vroeër jare hier by die Potterhouse, kyk die ou mense as dit afvalaand was. Die ouens kom van oor die grense van Carletonville. My skoonmaale was elke ding is donderde aande. En die oom hulle het my hare gesny, dit was almal daar, né? Hulle kan nie wag, jy's kom jy. Nee, wat? Ek sal vir die hamburger aankoop. Nie die afval aand nie. So ons fondasies, ons glo jy moet weergebore word. Hoe word ek weergebore? Ek bekeer my sondes teenoor God. Ons het mos nou verduidelik weergeboorte. God trek jou tot op die oomblik en daai oomblik van ontmoeting sê Here, dit is so groot oomblik in jou lewe wat jy vir hom vra, Here, ek vra om vergifnis van my sondes teenoor U. Want ons het teenoor God gesondig, né? Ons is in sonde gebore, ons het klomp goed verniet gekry, net nie eens daarvoor gewerk nie. Ek sê ons altyd Billy the Kid, daai een ding van hom wat opgeneem is, hy sê, ek het ten minste sonde gekry, ek hoef dit nie te gesteel het nie. Hy het verniet gekry. Hy is in sonde gebore, maar die dag as jy in ontmoeting met die Here kom, en jy is nou al groter, en jy besef, dan sê vir die Here om vergifnis vir jou sonde, en jy neem Jesus Christus aan, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan word jy gedoop in water, ontvang die Heilige Gees. Ek het vandag die voorreg gehad om vir 'n meisie te bid, sy het die eerste 2 stappe gedoen, toe kry sy die Heilige Gees, dan moet sy nog net gedoop word. Hoe awesome is dit nie? Groot voorreg om die Here se werk te doen. Vanaand praat ons oor genadegawes en gawes van die Gees, dat jy net so 'n bietjie dit verstaan, en as jy dit vanaand die eerste keer hoor, maar nie te hard wees op jouself nie, het my ook baie jare gevat, om baie van hierdie goed uit te kom. Maar ons bid vanaand vir die Heilige Gees, dat dit vir jou oopmaak, jy gaan in elk geval hierdie PDF kry, en ons gaan 'n boekie hier voor in die kerk, dat jy daai goed rustig self kan deurwerk. Alright, bid daaroor, maak 'n studie daarvan, luister teachings daaroor. Alright, nou gaan ons volgende week oor leierskap praat, en die profetiese woord in Openbaring sit ek net daarin, want dis wat hierdie kerk glo. Ons glo in die profetiese woord, van Genesis tot by Openbaring. Alright, dis die fondasies van hierdie kerk. So die normale Christelike geboorte, ek gee nie om hoe oud jy is nie, jy moet weer gebore word. Dis hoe dit is, om in die koninkryk in te kom. Alright, jy bekeer jou sondes teenoor God, jy hoor dit nou weer, jy glo in die Here Jesus Christus, jy word gedoop in water, jy ontvang die Heilige Gees. 4 stappe, wat vir baie mense jare vat om by uit te kom, wat in 'n uur of 2 kan gebeur, as water beskikbaar is. Okay, good. Ek het al mense in 'n bad gedoop, baddens gedoop. Ek het 'n vriend gehad, wat in Irak gewerk het. Hy het sê, jy sê, as ek nou weer in Suid-Afrika kom, doop jy my. Ek weet, is nou winter, maar ek gaan my doop sommer daar by my huis in die bad. Ek en my broer ry deur Oosrand toe, en ons doop hom in die water, maar sy skoonpa wat begin dementia kry, het ook saam met hulle in die huis gebly. En hier kom ek en hy die badkamer uitgestap, en hy met sy onderbroekie en handdoek in, en hy kom ek uitstap, en hy sê, wat soek julle manne daar, wat maak julle manne daar agter? Meantime, is ons nou net besig om te doop. So snaakse goed het al met my gebeur, wat ons mense gedoop het, in enige plek, as die tyd reg is, dan doop ons. Alright, good, okay. Hoe het ek en jy die Here ontmoet? 'n Paar vrae wat ons vra. Hoe word ek 'n Christen? Hoe betree ek God se koninkryk? Hoe het jy 'n Christen geword? Watter kerk het jy groot geword? Altyd vra wanneer ek mense bedien wat my help om net so 'n bietjie agtergrond te kry en konteks te kry van daai persoon se lewe, nadat daai persoon nou vir 'n uur of wat vir my vertel het wat in hulle lewens aangaan, en ek het dit nie daar gehoor in daai uur of 45 minute nie, dan vra ek baie van hierdie vrae. En dan word die Christelike geboorte vergelyk met 'n vroedvrou by geboorte. Hoe het ek en jy 'n goeie vroedvrou gehad by ons geestelike geboorte? Is jy regtig weergebore? Neem mense jare om te kry
wat hulle als nodig het vir die Christelike pad wat hulle moet stap. Dit hang alles af van die eerste ontmoeting wat jy met Jesus het. En ek sê vanaand vir julle, hier sit julle vanaand, julle gaan disippels maak van nasies en baie mense gaan hulle eerste ontmoeting met Jesus by jou hê. By jou hê. Hulle gaan by jou winkel aankom, vir jou vra, hierdie Jesus wat jy dien, ek sien julle foto's altyd op Facebook en ek sien jy's daar by die kerk, help my, ek wil hom ook. Hoe kry ek hierdie Jesus? Hoe kry ek hom in my in? Soos julle nou sê. Dit is baie maklik, kom sit. Kom ek verduidelik vir jou. Vra my 'n paar vrae, watter kerk het jy groot geword, watter denominasie het jy groot geword, dan kry jy min of meer 'n agtergrond van die persoon se teologie. Dit is baie goed om wel Waldeck se boekie te kry, What Do They Believe, en daar kan jy vinnig sien wat sekere kerke glo in hulle agtergronde, en dan weet jy, okay, hierdie persoon het nie 'n idee wie die Heilige Gees is nie. Alright, is my interessant, ek luister iemand, ek sê vir Jonathan en Tinus, jy kan kyk, dat die katholieke kerk en kerke wat uit die katholieke kerk uitkom, baie behep is met die dood van Jesus. Oral is kruise, Jesus wat aan 'n kruis hang, die dood van Jesus, en hy sê, hy stap in van die kerke in, en al wie smile in die kerke is die Moeder Maria. Jesus is dood, hy hang daar, hy is dood, hulle bly by die kruis, en al wie smile is Moeder Maria, dis hoekom hulle haar aanbid, want sy smile ten minste. Alright, en dan in die oosterse ortodokse kerke, is dit sterk op die opstanding van Jesus. Oral waar jy in hulle kerke kom is hemelvaart. Nee? En dis die dividing line wat by mekaar kom. Ons kan nie bly by die kruis nie. Dis goed, hy het gesterf, maar hy het opgestaan. Dis nie meer 'n dooie Jesus nie. Hy sê, stap in een kerk in België, dat die Jesus se lijk het al groen geword, is die skildery. Hy sê, die horrificste wat hy nog gesien het. Jy weet, maar dis behep met die dood. En so ek sê, al wie smal is Moeder Maria in die kerk, met die kersie onder haar. Ja. Alright, so, ons moet nie mense laat jare vat nie. Give it to them straight. En jy moet weet wat jy glo. Jou huis is op 'n fondasie gebou, jy is nie bang, ja maar wat gesê, ek gaan maar hier agter staan terwyl hulle vir die mense bid, nou vra iemand my iets. Ek was ook daar, maar ons moet vinnig oor dit kom en vinnig vorentoe stap. En ook die vertroue hê dat Heilige Gees jou sal lei daar waar jy nie weet wat om te sê nie. Onthou dit. Heilige Gees sê ons altyd, help ons altyd. Altyd. Maar ons moet die Heilige Gees ook iets gee met te werk, net so by sê ek het, nee. Moet hom iets gee met te werk, jy moet jou Bybel lees. Okay? Good. Wanneer ek of jy iemand na die Here lei, sal dit wat ons doen, daardie persoon se wandel met God beïnvloed. Daar's te veel gejaagde geboortes, dan moet seker gemaak word dat die nuwe baba alles ontvang. Kom ons kyk na die 4 stappe by geboorte. Baba kom in die wêreld, jy ontmoet Jesus, sny van die naaldstring is bekering, was die baba as jy doop, eerste asem help, asemhaal, hande op die baba lê, doop hom met die Heilige Gees. Dat die baba kan asemhaal in die nuwe lewe en dan het jy Jotte wa wy in jou. Elke keer as jy asemhaal sê jy sy naam, Jotte wa wy. Dis God se naam. Dis die naam wat die Jode nie eers sal uitspreek nie. Nee? Dan het jy God se Gees in jou. Hoe awesome is dit in die Ou Testament was sy Gees net op sekere persone. In die Nuwe Testament kan sy Gees, ons gaan vanaand van hom praat, in almal wees, wat hom aanneem. Kan jy dit glo? Ek het een keer die storie gehoor van Smith Wigglesworth wat in die laat 1930s in Suid-Afrika kom bedien het, net voor hy opgehou het met sy international ministry. Toe moet hy 'n oom en hy bid vir hom hier in Benoni of Brakpan daar in die 1930s en die oom kom sê vir hom asseblief, hy praat nou in Engels, asseblief bid vir my want ek soek al 20 jaar na die Heilige Gees, ek kon hom nog nêrens kry in Suid-Afrika nie. Dis verskriklik. Geen kerk kon hom help nie. En toe bid oom Smith vir hom en toe word hy gedoop met die Heilige Gees. Op die einde van die dag het ek al van baie mense gehoor wat self sommer net in hulle studeerkamers of hulle sitkamers sit. Here, ek weet nie of ek gedoop is met die Heilige Gees. Jy sal nie my doop asseblief. Jy het nie 'n mens nodig om jou te doop. Ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Ek moet hoop die Heilige Gees werk deur my. Dis die toets. Ek sê altyd vir tieners op 'n Warrior Bride daai Saterdag, almal het kom met 'n groot verwagting vir die Saterdag en dan sweet ek daai middag hoor. Maar hulle gee my ook nie baie tyd om te stres daar nie, want dan moet ons ook die middag mense gaan doop ook in die koue see en so aan. Maar dan bid ek, nadat ek my Barwana en my Coke gedrink het, die Here gaan opdaag. Maar anders is dit vir niks. En die mense soek ontmoeting, mense soek 'n woord, en ek wil gaan vir julle vanaand bid, en vir hierdie kerk bid, dat die profetiese woord in julle almal sal opstaan. Alright.
Ons almal het iets om te gee. Almal van julle het 'n voice. Okay, good. Daar's hy. Wie is ek? Net ek nou so 'n paar slides, moet ek dan nou sê by my vrou Elsie gesteel, want sy bied redemptive gifts aan, en ons gaan dit in September maand doen. Is daar 'n Saterdag wat ons 'n seminar gaan hou hierso, wat sy die redemptive gifts gaan kom aanbied hierso. Ons gaan vanaand oor praat oor genadegawes. Laat jy verstaan hoe dit werk met jou nie mekaar maak nie. Dis baie logies. Onthou die Bybel is in Grieks geskryf, is in die logiese volgorde van belangrikheid geskryf. Paulus se briewe ook is nie de mekaar nie. Alles is net mooi waar hulle moet wees. Alright. Ek en my vrou doen nou 'n studie van die boek Ester, en weet jy hoe mooi is Ester? Dis die enigste boek in die Bybel wat God se naam nie genoem word nie. Het jy dit geweet? Nee? Maar het jy geweet dat die naam Ester beteken hidden things? So daar is soveel goed weggesteek daar. Hoe mooi is dit nie? Nee? So ek kan nie wag dat Elsie eendag klaar is met dit nie. Hidden things. Goed wat versteek is. Okay. En daar's baie goed versteek daar. Okay. Wie is ek? Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy het dit dalk nooit geweet nie. Vir 35 jaar van my lewe het ek nie geweet wie ek is nie, maar ek is sy maaksel, en nou dat ek hom aangeneem het, nou gaan ek wandel in hom tot goeie werke, vir hom, nie vir my nie, vir hom, want hy het my nou nodig, sy donkie, om mense te gaan help. Hy het ons nodig om mense te gaan bedien. Hy wil ons gebruik, anders kan hy het self doen, en hy doen, maar hy gebruik toch gewillige donkies ook. Ok, Handelinge 17:26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het. Is dit nie mooi nie? Uit een bloed. Al die nasies. Een bloed. Is dit nie mooi nie? En as jy nou weer gebore word hy DNA van jou wat so geslammer het, geactiveer. Yes, en hoe awesome is dit nie? Nee? Ja. You are uniquely you, you are special. You are uniquely you for a purpose. Nobody can take your place in the world. You are uniquely crafted and placed in this time in history and in this certain place. You are uniquely gifted and needed by those God has called you to be. Jy is geroep vir 'n tyd soos die. Jy het jou eie vingerafdruk. En jy gaan vanaand sien ook, jy het jou eie genadegawe waarmee jy gebore is. Net jy. Net jy. En God wil jou gebruik. Kan jy glo hoe special is jy? Dat die God van die heelal, wat die aarde gemaak het, en almal ken op die aarde wat nog ooit bestaan het, jou gekies het. Diezelfde God wat met Moses in die woestyn gepraat het, diezelfde God wat met Dawid gepraat het, met Elia gepraat, daai God praat met jou. Hy soek jou. Awesome is dit nie? Net vir dit kan jy op jou knie gaan en die hele dag worship. Net dit. Uniek. Ek gaan hy maar vertaal, want hy uniquely het my nou gegooi hier so hoor. Alright. 1 Korintiërs 12:1. En wat die geestelike gawes betref, broers en susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie, en ons is so onkundig. Hy wil hê julle moet nie onkundig wees. Hy wil nie ons moet onkundig wees nie. En ons is onkundig. Alright. Goed. En ek het daai eerste gesê, weet jy kom ons onkundig? Want ons is identiteitsloos. Nou is ek gebore in hierdie nuwe lewe in, en ek word nie, my huis word nie op 'n fondament gebou nie. Ek weet nie wie ek is nie, maar nou probeer ek my vergelyk met daai een, ek probeer doen wat daai een doen, en ek is die mekaar. En ons wil nie so wees nie. Ok. 1 Korintiërs 12:4. Daar's wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees. Vers 5, daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, is tog dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van werkinge, is tog dieselfde God wat alles in almal werk. So in Korintiërs staan daar's genadegawes. En die genadegawes gaan nou vir jou wys, is in Romeine 12. Alright. Volgorde van belangrikheid. As jy weet wie jy is, gaan jy weet waar jy in die vyfvoudige bediening pas. En as jy daar is, het jy tools nodig. En dis waar die werkinge en die gawes kom. Nou het jy tools of the trade nodig.
Jy kan nie 'n ou instuur en 'n mechanic en hy het nie tools nie, hy het nie 'n 14 spanner nie. Ek noem nou maar net, ek is nie goed met tools nie, dit moet ek nou maar vir jou sê. Jy kry dan maar 14, nee, al, so. En nee, yes, gooi sy, shots fired, onder die bus in. Hy het 'n workshop. Albei, dat is goed. 'n 9 of 'n 11 is nogal goed wat mens baie gebruik. Maar is net so goed, of jy is in 'n huis en jy het nie 'n 11 nie. Boys, jy moet 'n 11 hê. Nee, ek dink is mos 'n 11, nee. Alles van die TV, 'n 12. 'n 12, nee? Jy moet hom hê. Wys jy net, Elsie sal nou net vir my so kyk, sê, hoor jy moet nou eerder van hierdie onderwerp af. Sy vra my gisterand vir 'n maatband, maar ek weet toe nie die slappietjie wat sy soek om Giep se skouerbreedte te toets nie. Ek gaan al 'n verkeerde. Ek het daai ding wat jy die waterpas, né? Maar in elk geval. So maar so onkundig is soos wat ek is met daai goed. So onkundig is die kerk met die goed. Jy het 'n genadegawe. Jy het hom nog altyd gehad. Jy is daarmee gebore, uniek. Jy het dit net nooit geweet nie. Selfs mense wat nie die Here ken nie, moslems, boeddiste, almal is God se kinders. Nie almal neem God aan nie. Almal is met 'n gift gebore. Elke mens op hierdie aarde. Niemand het nog ooit jou vingerafdruk gehad nie. Daar's net 7 genadegawes en baie van julle wat hier sit het dieselfde genadegawe, maar julle is uniek anders. Ek en Tinus, ons albei is exalters, maar ons is heeltemal anders. En die ou kyk cricket. Jy kan nie dink nie. Of wat kyk julle met die motorfietsse? MotoGP, ek tog as reisieskarre. Dis Moto is my motorkar. Verstaan jy? Hy hou van bokke. Hy het kom brek met sy bokke. Ek was so ek is nie. Ek sou as ek 'n boer geword het, sou ek amper sê ek wynboer. Sou ek wat noem jy dit met milies en so aangeboer het. Ek is nie 'n ou wat met diere sou kon boer nie. Alright. So jy kry verskillende tipe boere as ek nou sou boer. Okay. So het elke mens sy eie genadegawe. As jy ook tot hierdie breinprofiel goed doen, ons het op 'n stadium ou Dion hulle se neuroworks gedoen en goeters, dat tot jou brein 4 lobbe, ek is dalk 'n regter agterbrein, linker voorbrein, dit maak alles jou persoonlikheid. So al het jy dieselfde genadegawe, sê net maar as jou vrou, die Here behoed, jy moenie eintlik nie, maar sê net maar julle het, nê? Sê nou julle het, dan werk julle breins ook nog anders. Julle voorkeure, hoe jy groot geword het, maar als jy sal daai goed baie mooi verduidelik. Dan as jy jouself nou ken, dan weet jy, okay, ek is nie gebou om te preek nie. En jy hoef nie sleg te voel daaroor nie. Ek is nie gebou om daai te doen of daai te doen nie. Maar ek hou van die. En dan is jy goed dan, dan is jy happy, dan moet jy happy wees met dit. Ons moet alles kan doen, maar jy het jou voorkeur. Okay. En dan as jy dit gaan doen, kan jy dit op jou eie doen nie. Jy het nou nodig om die tools te hê en die tools te verstaan. Men hier lê Tannie nou in die hospitaal en nou 'n terminale kanker en Tannie, kan ek vir jou bid? Nee, bid maar vir my, dan bars jy daar in tale uit. Hierdie Tannie wat plat, hierdie ouene. Dis nie die tool wat jy daar moes gebruik het nie. Nee? Jy gaan ook nie tale uitlê nie. Tannie skree in pyn, dis nie 'n taal nie. Alright? Jy het nou die gawe van gesondmaking nodig. Alright? Dis die tool wat jy nou daar nodig het. Okay. Die werking van kragte. Daai tipe goed. Okay. Dis in die volgorde. Jy kan dit gaan lees, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Goed. Hoor ons die 1 Korintiërs 12 in die Engelse Bybel. 4 tot 6. But there are differences of gifts. En die betekenis daar charismation or motivations. But the same spirit. Dis nou daai charismation and motivations. Dis jou genadegawe. And there are differences of ministries. Diaknon or services. Jou diens. Waar gaan die Here jou in sy diens gebruik? Alright. But the same Lord. There are differences of workings. Enegema. Phaneros or manifestation. But it's the same God working all things in all. So daar's gifts, ministries en workings. Alright. Selfde skrif as ek nou in Afrikaans gegee het, in daai volgorde.
Nou word jy weer gebore, en dit gebeur baie, dadelik wil jy in die gifts opreis. Dis nie verkeerd nie, maar jy gaan jouself nog steeds compare among yourself, wat jy nie moet doen nie. Jy gaan sien, maar hoekom? Daai praat nou so vinnig en maklik in tale, hoekom sukkel ek om in tale te praat? Jy is een na die ander genees onder daai in sy hande, maar nie in my nie, seker omdat ek nog sonde het, die Here het my nie eintlik lief nie, sien wat is die probleem nou, nie? Jou identiteit in Christus is nog nie vas nie, en dis wat dit gevaarlik maak. Nou kom die Satan vir jou lieg, sommer daar in 'n bedieningssessie lieg die Satan al vir jou, want jy weet nie wie jy is in Christus nie. Hierdie goed gaan glad nie oor jou nie, die eerste een gaan oor jou, dat jy weet wie jy is en hoe special jy is. Die ander twee is soos wat God goed dink om jou te gebruik. Alright. 1 Korintiërs 12:12-14, want net soos die liggaam een is, en baie lede, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop, tot een liggaam, of ons Jode, of Grieke is, slawe, of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Ons is almal een in 'n liggaam. Hy is die kop. Hoe sê ek en Tina vanmiddag, he is the sent man, nie jy nie. Daar's baie ouens wat dink hulle is the sent man. Nee, there was one sent man. His name is Jesus Christ. En ons dien hom, ons eer hom. Alright? En ons is sy vingers, sy hande, sy knieë, voete, al die dinge. Alright. Okay. Daar so is nou net gaan dit vir jou net so gooi, jy gaan die PowerPoint kry. So daar's redemptive gifts, is Romeine 12:6-8. Vanaf bevrugting, wie jy is, jou persoonlikheid, jou geestelike DNA, jou natuurlike talente. 7 gawes, profet, profeet, dit is nie, weet jy, nie mekaar raak nie, dis nie 'n profeet amp nie. Dis 'n profeet geaardheid. My vrou is een. Dis wit en swart mense, dis reg of verkeerd. Die wat nou redemptive gifts gedoen het. Dis hoe sy is. Sy beredeneer alles uit. Verstaan jy? Daar's nie met haar grys nie, ding is of reg of verkeerd. As ek val baie keer iets sê, dan sien ek daai question, maak al klaar op haar voorkop, dog ek. Hierdie gaan lank vat. Verstaan jy? Maar dis wie sy is, prys die Here, nê? Ons pas mekaar goed aan. Okay, good. Dan kry jy servant, diensknegte, jy kry leraars, teachers. Dit beteken nie, as jy 'n profeet is, jy kan nie leraar wees, jy kan nie teach nie. My vrou is 'n profeet, redemptive gift, maar sy teach baie goed. Baie goed. Sy is eintlik, moenie vir haar die mic gee nie. Sy hou nie op praat nie. Okay. So, selfde met die diensknegte, van jou beste teachers is diensknegte. Hulle vat nooit eer vir hulle self nie, want is in hulle ingebore. Alright. Leraars, dan exhorter, bemoediger, daar's myne, en dan 'n giver, uitdelers, voorlopers, rulers of administrators, en dan mercy, die barmhartiges. Alright, dit is jou 7 genadegawes. As jy nou daai kursus doen, so jy presies weet waar jy inpas. Dan kan jy nou verstaan, hoekom het jy vir jou so lekker is om hospitale te gaan bid, en hoekom het dalk nie vir jou lekker is nie. Verstaan jy? Ons almal moet in hospitale bid, nee? Maar jy vloei nie so lekker daarin. Jy sê nou, maar ek noem maar net 'n voorbeeld. Alright. So, dan verstaan jy wat jou genadegawe. Van daar af gaan ons na die ampte toe, ampte gegee vir die toerusting van die heiliges. Alright, daar kry jy apostels, en baie ouens glo die eerste 2 het nou weggeval. Ek kan nie daarmee saamstem nie. Apostels, die apostels is nodig, jy hoef jouself nou nie een te noem nie, want ek dink dis waar die liggaam baie seer gekry het. Jy is maar net 'n donkie vir die Here, en deur jou ministry het jy maar net die gift om te help kerke plant en te administrateer en al die tipe goeders, en mense het 'n natuurlike wil na jou toe kom en hulle wil net goed begin saam met jou. So dis 'n ou wat 'n apostoliese gift het. Alright, dan kry jy profete, ouens wat regtig hier voor kan staan en vir jou sê, daai dame daar met die pink, staan gou vir ons op, jy bly mos by 54 Adda, ek noem maar net 'n voorbeeld, sê nie, dis nou nie waar jy bly nie, maar sy het gesê, ek mag nie haar regte adres gee nie. Maar, as 'n voorbeeld. So, daar's ouens wat sterk loop, en baie profete het dit op 'n ander manier wat hulle dit doen. Alright. Okay. So,
nie almal is die ouens wat voor staan nie, hulle kom op one-on-one bediening, dan kan hulle jou baie mooi help met dit, en dit is baie goed dat daar 'n profeet in 'n huis is, of oor 'n huis is, om met te help, rigting te betaal, hoor of ons reg hoor, nee? En as ons reg hoor, dan kan daai persoon sê, maar die Here dit en dit, ons kry baie oproepe van mense wat vir ons sê, hoor jy sê, die Here wys vir ons dit, eers dis presies wat ons gesê het op die leiers meeting, of wat ook al. Ons het sulke mense wat vir ons bid in Nigeria ook, wat vir ons help, nee? Ons gaan nie, dis nie die alfa en omega nie, ons moet self hoor, okay? Maar dit help. Dis vir ons confirmation, soos die Engelsman sê. Dan evangeliste, dis 'n baie sterk bediening om evangelist te wees, dis 'n ou, hy kan net nie op, hoor, ken jy vir Jesus? Jy weet, hy is sommer hier so daar by die workshop, sal hy die ouens almal na die Here toe lei, en hy wil elke dinsdagoggend, wil hy vir al die werkers, wil hy preek, dis die evangelist, nee? En dit is ook nodig in die kerk. Alright, dan kry jy herders, en dan kry jy leraars, jou herders, jou pastore, pastoral gifts, en ek het baie keer al gesien, baie keer is daar kerke, daar is baie administrators, maar dat is nie eintlik 'n herder nie, verstaan jy? En by herder het iemand net jy voel maar net jy kan met daai persoon gaan praat, verstaan jy, jy voel veilig, alright, goed, ek het vir myself afgesê, ek was seker verwaand daar in 2009, sê ek wil nie een of die, ek wil sommer al 5 doen, pas op wat jy vir die Here vra, jy gaan moeg raak hoor, want hy gaan jou in al 5 leer, maar daar is niks fout met enige een van julle nie, as julle wil in die profetiek stap, die deur is oop, hy sê, gee vir jou geopende deur, as jy in herderskap wil stap, die deur is oop vir jou, as jy evangelist wil wees, die deur is oop, maar dan moet jy net 'n bonnetjie gut saam met dit kry, want jy gaan voor mense moet praat, laat die spoeg spat, alright, so, jy sal, vir die Here vra waar jy hoort, onthou net nie, as ek praat van, byvoorbeeld 'n herder, jy kan 'n herder wees by die werk, jy het net daai gift, jy kan 'n herder wees in jou familie, jy kan jou profetiek uitoefen op jou familie, of die ouens by die werk, alright, okay, en dan is hier so, 1 Korintiërs 12:8-10, manifestasiegawes, ontvang deur Heilige Gees vir stigting, gawes kan oorgedra word en gevra word, 9 gawes, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, daai eerste 2 opreid ek baie in, veral as ek one-on-one bediening doen, want voordat ek bedien, vra ek altyd vir die Here, dankie Here, dat U vir my wysheid, verstand, raad en sterkte en kennis gee, want is dieselfde Gees, nee? En dan sal die Here vir my wysheid en kennis gee, om vir die mense advies te gee, dat die advies nie uit my uitkom nie. Geloof, gesondmaking, gawe van, werking van kragte, Paulus het net geopereid, Handeling 19, bonatuurlike kragte het deur Paulus gewerk. Alright, almal soek daai in. Profesie, onderskeiding van geeste, baie belangrik, nie net van demone nie. Partykeer sê mense vir my, Jesus het nog gepraat, dan was dit nie regte Jesus nie. Ja, jy weet, daar is 'n stemmetjie wat my praat, daai stemmetjie moet ons gou-gou wegjaag. Maar daai stemmetjie is besig om vir jou te lieg. Ek het dit al baie gekry, hoor. Weet ek het 'n stemmetjie wat vir my sê, pas op, maak seker daai stemmetjie is onderwerp in die woord van God. En hoe gaan jy dit weet, as jy die woord self ken? Dis hoekom dit belangrik is as ons die woord moet ken, julle. Want daar is baie deceiving spirits daar buite. En dit werk nie net deur mense nie, dit kan jou deceive terwyl jy stilte tyd hou. Okay, goed. Allerhande tale en uitleg van tale. Hoor nou die storie, het ek het vertel, stop my, as ek het vertel het, van David Pawson wat sê, hy is in 'n groep, 'n Bybelstudiegroep, by mekaar van in Amerika, en hy is 'n Engelse ou, van net, pastore, bishops, en al die ouens. Ek het die storie vertel. En toe praat hy oor tale. Toe na die tyd kom een, Anglican priest, of wat ook al, dan na sy huis toe, en sê, hoor jy, ek soek hierdie taal, ek wil tale praat. Yes, en hy begin, hy maak so, bebop, pip-pap, so iets. Nog, hierdie is nie van die Here af, nie, en hy het die volgende dag 'n meeting, en hy kan sien, hierdie ou is opgewonde, hy wil net sy taal deel met almal, en hy wil nou nie hierdie ou met hulle naam met 'n plank slaan, nie, en hy sê, môre is ons nou bid daar, maar nou nie, sit daar agter, jy weet, is rustig, ag, sy woorde was nog skaars kouk, hy volgende oggend, toe hierdie ou in sy taal wegspring daar agter, bop, bebop, wat, snaakse taal, en daai aand kom
klop die ander priester daar by sy deur. Hy sê, man, ek soek daai taal wat daai ou kan praat. As hy dit kan praat, kan ek ook. En so het dit gegaan. En jare later, toe bedien hy in Afrika, of 'n vriend van hom in Afrika, en hy stap daar in die middel van die oerwoud, en hy hoor hierdie swart man agter hom praat, bibop bop, toe is daai ou se taal. Toe is dit 'n taal. Toe vra hy vir die Here, nou, hoekom het u vir hom daai taal gegee? Hy sê, want daai ou 3 doktersgrade agter sy naam. Ek wil hom bietjie nederig kry. Sal hy daai taal praat, wat ek hom gee? Dis daai ou bibop bop. Ons het 1 jaar by die Mighty Men, het een ou daarso, by die Goudveld Mighty Men, nog by Vogwel, daar by Deelkraal, het hulle ene oggend die ou toegelaat daar na taal, toe bibop bop, die ou ook nog daarso. Toe ek, hallo, toe ek nou hierdie storie hoor, toe moes ek repent, nee, want dit was dalk 'n taal. Ok, so, jy kry tale, en dan uitleg van tale. Baie keer gee die Here vir mense tale, ek het al baie getuienis daaroor gehoor, en ek het al hoeveel keer vir Here gebid, maar ek kon nog nie een keer Shona praat, as ek Zimbabwe toe gaan nie, of Swahili of so nie, ek het moes maar met my gebroke Engels praat, en ou moes my vertaal. Dit sou nou lekker wees om net daar weg te spring in Shona, nee, hoe lekker is dit, maar met sulke tale kry mense ook, ok, hy is in Rusland, en al wie hom verstaan in Engels is Jesus, en dan ewe skielik gee die Here vir hom daar 'n dialek, en hy spring weg daar, en hy begin bedien onder die mense. Hierdie ander ou Arthur Blessed, wat met die kruis reg oor die wêreld geloop het, wat laas jaar of 2 jaar terug dood is, hy het so in Suid-Amerika bedien, en daar het hy net ewe skielik daai ouens se taal begin praat in die oerwoud. Ok, want God doen dit. Ok, so, dit kan 'n hemelse taal wees, wat net jy en God verstaan, en wat die vyand nie verstaan nie, en dan is dit daar, ons kan lank oor tale praat, maar ek gaan nou nie, dan is dit vir selfstigting. Alright, tale is daar, wat jy nie weet wat om te bid nie, dan bid jy in tale, en jy stig jouself, jy moet baie jou taal gebruik, activeer jou taal, bid in jou taal, ek doen dit baie as ek in die huis is, en ek doen, soos vanoggend, ons bediende is nie vandag daar nie, sy moes dokter toe gaan, en net die, wat my tuin skoonmaak is daar, maar ek vergeet toe nou, hy die Weed Eater se plak kom insit, en ek sing daar, ek prophetic worship daar in my taal, en hier staan nou Simon. Hierdie gamla is nou heeltemal nie meer lekker nie. Ekskuus Simon, jy weet, toe is ek nou daar in my taal besig, maar ja, genadegawes redemptive gifts, kom ons lees gou wat sê Romeine 12 vers 6, hy sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat in ons gees. Dit verskil, ons almal is anders. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan, dis nou exhorter, is nie so lekker vertaal die Afrikaans nie, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is, met ywer, wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. Baie mense sê, daar moet nog bykom, jy sit niks by in die Bybel nie. Alright, daar is 7. Jy gaan iewers daar aanpas. Ok. Nou sê baie mense, maar worship moes bykom. Luister gou. Verskillende worshippers het verskillende gifts. Party worshippers is diensknegte, party is voorlopers. In die Amos wat ek ken, hy is 'n voorloper worship. Voorloper worship. En dan kry jy baie wat prophetic is, baie wat teach is, en al daai goed. So worship, as jy 'n worshipper is, jy val in een van die in, want ons almal val in hierdie een. Glo my. Alright. In die Engels sê, then having gifts differing according to the grace that is given to us, if prophecy according to the proportion of faith, or ministry in the ministry, dis bediening is dienaar, dien, or he who teaches in the teaching, or he who exhorts in the encouragement, or he who shares in simplicity, or he who takes the lead in diligence, or he who shows mercy in cheerfulness. So, ons almal moet mercy hê. Ons almal moet barmhartig wees, ons almal moet serve, ons almal moet. Maar daar is party mense wat gebore is met daai ons almal is gebore met 'n redemptive gift. Dis wie jy is. As jy in ministry kom en jy begin die ministry verstaan, is soos 'n warm mes deur botter. Jy vergly dit in jou posisie in. Jesus, maar ek geniet wat ek doen. Toe ek daai tyd gesukkel het om myne te verstaan, tussen exhorter en teacher, want ek was lanksaam met Tiaan Gildenhuys, hy's 'n teacher. En ek wou so graag 'n teacher. En ek wou hoor soos ek wou hoor. Ons moet altyd eerlik wees met onsself. Luister hier, jy moet eerlik wees met jouself. Nee? Wees net vir eens in jou lewe eerlik met jouself. Ons moet eerlik wees met onsself.
Ons is nie baie lus om dit te doen nie, want ons wil altyd soos daai een wees. Nee, maar God het jou uniek gemaak, jy. Al hoor jy niks vanaand nie, weet net, jy is uniek gemaak. God het jou gemaak. En hierdie klink dalk Grieks vir jou, maar moet nie Grieks wees nie. Lees dit oor en oor. Geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. Gaan kyk ander teachings ook daaroor. En kom join die Redemptive Gifts. Ons gaan dit elke jaar Redemptive Gifts aanbied, want dan gaan heeltyd nuwe mense bykom. Kom doen dit. Is verniet. Lag Tinus daar agter. Hy moet nog die budget uitwerk, maar dankie Tinus. Ons stap in geloof. Hoor gou wat sê die Passion Translation. Hy sê dit mooi. Romeine 12 vers 6. God's marvelous grace imparts to each one of us varying gifts and ministries that are uniquely ours. So if God has given you the grace gift of prophecy, you must activate your gift by using the proportion of faith you have to prophesy. If your grace gift is serving, then thrive in serving others well. If you have the grace gift of teaching, then be actively teaching and training others. If you have the grace gift of encouragement, then use it often to encourage others. If you have the grace gift of giving to meet the needs of others, then may you prosper in your generosity without any fanfare. If you have the gift of leadership, be passionate about your leadership. And if you have the gift of showing compassion, then flourish in your cheerful display of compassion. Luister hier, ons almal is anders. Maar hoekom het my vrou nie so baie compassion soos wat ek het nie? Want sy is dalk 'n prophet. Prophet give mense het min, hulle moet daaraan werk, dis een van hulle swakpunte. Kan jy glo die vrou is al wee met dit nie, of wat ook al, verstaan, jy moet compassion kry. Jy kry mature en immature, ons almal moet mature word. Ons almal was immature, maar as jy identiteit begin verstaan, dan raak jy mature in wie jy is. Ons moet almal mature wees. Mature meer as wat jy laas jaar was. Nee? Jy moet matuurder raak in jou getuienis ook. Want in die begin was jou getuienis, en toe is ek hier. En dan raak jy nader aan mature, dan praat jy net oor Jesus. Dan vergeet jy al van die ou mens. Dan is dit verby. Maar ons almal was daar, ons almal groei soontoe. Okay. En ons wat nou al bietjie voel ons is meer mature, moet genade hê op die wat nie so mature is nie. Ons moet hulle ook nie immature laat voel nie. Nee? Dis die trick. Alright, hier is daar alweer met sy getuienis. Nee, ons moet mature raak, nee? Ok, want Jesus verwag het van ons. Hy het dit met jou gehad. Ok, daar is het prophet, servant, diensknegt, teacher, daar is die name vir jou allemaal daar, giver, uitdeler, ruler, voorloper, maar jy sal dit nou mooi verstaan. Efesiërs 4:11, office gifts, bedieninggawes, en hy het gegee, sommige is apostels, anders profete, anders is evangeliste, anders is herders, leraars, die tweede keer dat jy dit in vanaand hoor, het begin het al bietjie meer sin maak vir jou. In die volgorde, genadegawe, administrasie gifts, nee, office gifts, en dan nou die volgende een is dan nou die tools. Alright, good. Vir dienswerk, opbouing, sien hier is ook profeet. Die ander een was die profeet, persoonlikheidsprofiel. Maar hulle maak ook goeie profete. As daai profete, wat die redemptive gift van prophet het, mature raak hy die of sy die profeet wat 'n kerk help skuif. Elkeen van ons moet loop in die gift of prophecy. Ons gaan dit nou sien, 1 Korintiërs 14. Sê, is goed om in tale te praat, maar is beter om te profeteer, want dit lei tot stigting. Ons moet mense stig. Omdat ek 'n bemoediger is, stig ek mense. Die Here wys my altyd die beter van die persoon. Ek het 'n vrou bedien in die dorp, en ek sê vir die Here wys my dit vir jou. Jy sê dit seker vir almal. Nee, ek sê dit vir jou. Ek het vir jou gesê. Of jy daaraan gaan loop, is jou keuse. Sien, dis jou keuse. Maar dis wat God van jou sien. So dis eintlik baie maklik om te profeteer. As jou hart reg is. As jou hart nie reg is nie, ons gaan nou kyk daarna, hoekom is baie mense se harte nie reg. Ampte, apostels, profete, en ek sê vir jou vandag, luister, daar is lering na buitekant, wat sê, die apostels en profete bestaan nie meer nie, maar dan moet ons dit uit die Bybel uitskeur. Luister nie,
God gebruik nog steeds profete vandag. Daar's ouens, luister jy, moenie skrik, as mense kom, Prophet Mark, nou sê, maak jy al so, luister jy, maak jou hart oop, wat sê, Handelinge 17 vers 11, hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en self gaan ondersoek of die skrifte so was, so jou hart moet eerstens oop wees, jy kan by enige iemand, jy kan daai persoon afskiet, en dan wil God daai persoon gebruik het om jou te stig, en dan sê jy, enige ou wat homself 'n profeet noem, God sal daai uitsort met daai persoon, ok, sê dit net, ek het al baie ouens ontmoet in my paar jaar van bediening, hoor, grade lappe, blinkskoene, al daai goed, maar eisters, hulle het net hulle ways, die mense het maar net ways, jy weet, ek het vriend gehad, saam met die taakmag was, doodnormaal as hy sy kamoufleerd klere aan het, maar as die aand uitgaan, dan het hy goue bangles en chains en 'n wit hemp, tog ek ou Spiros, jy weet, hy is dieselfde ou wat nou saam met my PT gedoen het, verstaan jy, almal het ander ways, ek kon hom nie judge daarop nie, dis wie hy is, alright, so 1 Korintiërs 12, 8-10, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, ek het al daai vierde genoem, 'n ander woord van kennis, van weer dieselfde Gees, ander weer geloof, gesondmaking, werking van kragte, ander profesie, onderskeiding van geeste, ander tale, uitlegtale, en dan staan daar daarna, soos wat die Gees dit nodig ag om vir jou te gee. Alright, luister die, nee, ek push die envelope, ek push die boundaries, ek push myself in situasies dat die Gees dit vir my moet gee, want ek het dit nou nodig, verstaan jy? Push the limits, God is nie bang nie, jy moet ook nie bang wees nie, Here, ek sien nog nie genesing in mense nie, maar hier gaat ons, daar gaat ou JC, en ek het van die wonderlikste healings al in my lewe gesien, ek het in disasters al vastgeloop, ek het in Botswana vir 'n vrou gebid, 2012, ek sal dit nooit vergeet nie, daar was 'n paar honderd mense daar, en ek sê toe, kom ons maak 'n uitnodiging, almal wat saam met my was, is baie kwaad, want ons 'n paar honderd mense, ons heel oggend gebid, en is naderhand 'n worsmasjien, soos die ouens bykom, jy lê net hande op, jy kan eers die taal, jou interpreter het al belangstelling verloor, so jy bid nou maar in Afrikaans en Engels, hierdie mense verstaan nie 'n woord jy sê nie, en hier stap 'n vrou voor my, haar oë spierwit van die katarakke, ek lê hande op haar oë, sy word genees, sy het nie eens dankie gesê nie, daar loop sy, sy is geskok en ek is geskok, ek probeer vir Jan en Kobus, kyk, daar gaan sy, nou het ek healing hands, nou, ek kan nie wag om terug te kom Suid-Afrika nie, ek gaan nou vir my tannie bid, sy terminale kanker, sy lê in Sandton met breinkanker, ek kan nie wag om na die plek in te stap nie, want hierdie hande het nou geoperate, en toe ek haar instap, sê my oom vir my, jy gaan nie vir vals hoop gee nie, my tannie is dood van breinkanker, hoe hierdie goed werk, weet ek nie, ek het met die bietjie geloof wat ek gehad het daar aangestap, en sy is nog steeds dood, en ek het nie eers 'n maand terug nie gesien hoe iemand sy oog genees, wat het nie eers gevra het nie, ek het nie antwoorde vir alles nie, maar ek het dit al gesien, al die goed, wanneer ons genadegawe beoefen, deur ons bediening, sal die Heilige Gees besluit, watter manifestasiegawe die nodigste gaan wees vir die ontvanger, wanneer jy dit gaan beoefen, jy moet dit oefen, ja, maar ek is daar lieg, die Satan klaar vir jou, ja, maar ek het nog gister, hy het vir jou gelieg, jy moet gaan, God sal jou uitsort soos wat jy gaan, glo my, hoe luister ek vir sê, God sal jou uitsort soos wat jy gaan, ja, maar ek sit nog met die, en hy sal vir jou uitsort soos wat jy gaan, hou op dat die Satan vir jou lieg, mense het nou nodig dat jy bid vir hulle, alright, ek praat uit eie experience uit, wanneer ek op my slegste gevoel het oor myself, en my issues, het God my die kragtigste gebruik, en dit is wat Paulus self sê, wanneer ek swak is hy sterk, maar sodra jy dink, ek het alles agter mekaar, gebruik my Here, ek rook nie meer nie, ek drink nie meer nie, ek het 3 maande laas porn gekyk, ek is nou geheel, dis jy wat op die verkeerde pad is, God, nee, en ek praat nou hard daaroor, nee, maar dis wat ek al buite kry,
Meeste mans voel hulle kan nie, want hulle sukkel nog met sekere goedjies. Nee? En nou is daar baie vrouens ook, ek kan dit nie verstaan nie, maar dit is so. Jy moet uitgaan en bedien. God gaan vir jou skoon maak, glo my. As jy saam met hom stap en jy is in verhouding met hom, hy gaan vir jou skoon maak op sy tyd. Wees jy net rustig met jouself. Jy is harder op jouself as wat God op jou is. Baie van ons, baie keer. Ja, hy is heilig. Maar wys my een persoon wat so heilig soos hy is. Hy gaan jou heilig maak, meer as wat jy gister was. En jy moet die behoefte môre hê om beter te wees as jy gister was. Pursuit, veg teen sonde met alles wat in jou is. As jy geval het vir sonde, staan uit die stof uit op, skud jouself af en begin dit te haat met 'n passie. Jy is op die regte pad. Jy is op die regte pad. Fight sonde met alles wat in jou is. Moenie toegee vir dit nie. En as jy toegegee het vir dit, repent, vra om vergifnis en vra dat hy jou reinig. Hy sal jou reinig. Glo my. Alright, ek hoop dit gee jou hoop. Ons is hard op onsself. Ons kan nie verander wie ons is nie. Ons moet dit omhels en groei. Ag nee, ek wou 'n profet gewees het, nou is ek 'n dienaar. Jy het een van God se gawes gekry. Hy het voete gewas. Dis die grootste gift wat jy kan kry. Ek is nie 'n dienaar redemptive gift nie, maar ek moes baie voete was. Voor ons in Zimbabwe ingaan 1 jaar, gaan daar 'n swart pastoor saam met ons. Hy praat beter Afrikaans as ek. En die aand voor die tyd slaap ons in Louis Trichardt met my broer hulle, en ek hoor sy stories terwyl hy praat. Sê, Jesus, hierdie ou het baie seer gekry op die myn, in die workshops. Hulle het daai ou byname gegee en name genoem, nee. Toe sê ek vir hom daai aand, hoor hierso, die Here het net vir my gewys, ons moet jou voete was. Nee, as die manier nie, ek is genees, ek het geen, Here sê vir my, ons gaan nie in Zimbabwe in, en jy het nog 'n rassistiese kwaad vir wit mense nie. Ons kan nie daarin gaan nie, ons moet jou voete was. My pa is ook 'n jaar saam, kyk, ek moes omtrent hom omkoop net om saam te gaan, omdat hy sal nog Rhodesia, soos Rhodesia onthou. Nou daai aand moet hy voete was. Ons was daai man se voete, maar hy huil, my pa heel harder. En daar breek die Here iets en ons kon bedien. Ons moes voete was. Amen. Ja. Ons mans met ons vrouens se voete was. Ek moes, toe ek weergebore raak, alles wat ek in daai arme vrou gedoen het. Nee, ek moes haar voete was. Ek dink is weer 'n bietjie tyd, dink sy. Nee, maar ons moet voete was. Dit was 'n bietjie lanklaas gebeur dat hierdie mannetjie weer op sy knie gaan. Maar ja, ons moet dit doen. ons moet, jy is die dienaar, wees jy die ander een. Wees jy die een. Ek moes my kinders se voete was. Ja, ek sê vandag vir Dylan, van die hardste woorde wat ek al gehoor het, nou is Giep se laatlammetjie en John en Daniel, ons gedog is die enigste tweeetjies wat ons het. Kyk, is my billetjie. En toe hy 6 jaar oud is, kom die nuwe enetjie. En hy kry nou al die aandag. Staan my laaitjie vir my, sê vir my, papa, jy het my nie meer so lief nie. Tjoh! Daai steek soos dolke in jou hart. Jy het dit nie bedoel nie, maar jy het hom laat voel, asof hy nie meer, want jy gee nou al die aandag, en jy raas met hom as hy lawaai, en hy maak die baba wakker, en hy 6-jarige seentjie verstaan nie die goed nie. Ons maak foute, en ek moes sy voete was. Ons sê, hoorie Billa, ek papa vra om vergifnis. Sorry man, ek het nie bedoel nie, sorry, ek was 'n ou buffel. Huh? As hy kwaad geraak het, Jan is baie verbal, dan sê hy vir my, dis hoekom ek vir almal sê, jy is nie so goeie pa nie. Jy kan vir Tinus vra, daai mannetjie is nog altyd uitgesproke. Hy is nou nog so. Real change come from being real. Really honest with yourself. Almal wil preek. Ek kom agter as ouens weergebore word, almal wil preek. Kan ek vir eerlik sê, vandag het ek hier voorstaan, toe ek weergebore word, die laaste ding wat ek wil doen is preek, omdat ek gehakkel het. Maar God het my al 1999 geroep om die woord te verkondig, ek het dit gefight met alles in my tot 2009. Maar hy het my sulke probing missions gegee, ek moes sonnaarskool gee vir 5 jaar, vir die standaard 5's belydenis van geloof, 4 jaar, en daar het ek al begin praat en so, en ewe skielik toe gooi my in die bediening in. Kom, gaan praat op baie mannekamp, gelukkig prys die Here, hulle gee my die middagsessie 2 uur waar almal slaap, maar nog steeds, ek moet spreek, verstaan jy? Ja,
Maar nou sê daar, moet ek die ouens, omdat hy kom net van oom Angus af, en dan gaan koop hy vir my cowboyhoed, Bybel onder die arm, en hy gaan nou preek. Hy dink God het hom geroep om te preek, dalk nie, dalk is jy wat moet serve. Alright. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Jy het 'n gift, en hy sê mos nou, in die gelykenis van die talente, ek het eenvoudig nou net die tyd om dit in te bring, nie? Party gee 5, party 2, party 1. Die wat 5 gehad het, het nog 5 gemaak, die wat 2 gemaak het, nog 1, en die enetjie gehad het, hy het hom gaan begrawe, ag, ek was maar nou net 'n... Nee, jy God gaan vir jou vra wat jy gedoen met jou talent. Ja, maar onthou nou, ek was in Carletonville, niks, dis reeds waar jy moet wees. Dis baie demone in hierdie dorp. Ons moet fight. Alright, en as jy nou die demoon seminar gaan bywoon, wat ons gaan doen vir 3 weke, ne, gaan jy verstaan hoe dit werk. Sodat jy ook, dis deel van die discipelskap proses, want jy moet ook gaan, en vir mense gaan bid, wat nie God reg verstaan nie. Wat is bevryding? Jy moet gaan bevryding doen vir mense. Johannes 8:32. Hulle moet die waarheid ken en die waarheid sal hulle vrymaak. Dis bevryding. En so nou dan pop daar iets. Dan moet jy wyd staan. Jy weet. Griet met 'n langstaan skoene. Wat is daai storie dan? As jy nou net so daar. Alright. Dan moet jy nie skrik nie. Good. 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God verdien, sodat God in alles verheerlik word. Wie moet verheerlik word? God. Jy gaan bou nie vir jou 'n naam nie. God moet verheerlik word. Heilige Gees se werk is om deur jou te werk om God te verheerlik. Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Al die krag kom hom toe. Hy leen vir jou 'n bietjie. En wat gaan jy daarmee doen? As hy eerste power surge deur jou gaan. Naamkaartjies. Prophet Jace. Daar gaan hy. Nee? Tieners moet die budget uitwerk, stickers op die kant van die deure. Dis nou extreme bad, nee? Dis nie wat ons moet doen nie. Good. Maar mense kan dit nie help nie. Ok, ek wil julle gou 'n bietjie help. Nou, Tinus het 'n baie goeie preek gehad Sondag. Hoor? Die saligspreking, né? Nou hierdie loop hand in hand met dit. So ons weet nou daar's 9 manifestasiegawes, dan's daar 9 vrugte van die Gees. Lank terug het ek so 'n dun boekie gekry van 'n pastoor van die Volle Evangelie Kerk wat my hierdie geleer het. En dit is baie in my lewe. Here, help my om te operate in hierdie gifts. Sê, maar gaan jy maar 'n bietjie terug na die vrug van die Gees toe. Ek sien nog nie baie vrugte uitpop uit jou boom uit nie. So, 1 Korintiërs 12:8 tot 10 teenoor Galasiërs 5:22. Woord van wysheid, liefde. Is jy lief vir die persoon wat jy voor jou sit? Het jy God se liefde in jou? Woord van kennis, blydskap. Jy is altyd die ou suursous. Dit gaan nie help, nie? Nee, ons moet bly wees. Bly. The joy of the Lord is our strength. Die Here kan nie iemand gebruik wat 'n suursous is, nie. Ek het 'n vriend gehad wat in die polisie was, daar in die barracks, ou tannie Kobie en tannie Corrie wat vir ons kos, die aardigste kos hulle vir ons gemaak het daar in Krugersdorp Wes, né? Sopbene. Ons het dan kos gekry, maar in elk geval nie eers genoeg geld om KFC te gaan koop, hy het dit met die salaris nie. Nou kom hy daar aan, vat hy bord kos, gooi dit so, dan loop hy. Dan sê hy tannie vir my, wat is nou weer fout met die ou suursous? En dis waar ek in die woord suursous gekom het. Mag ons nooit suursouse wees nie. Alright, geloof, vrede. Luister jy gaan nie geloof hê as jy gerattel is nie. Luister as daai demoon manifesteer hier en jy rattel, is nie geloof nie. Jy moet vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die dag as ek bedien en ek staan hier voor, het ek die rustigheid en die kalmte wat net van die Here afkom. Nie uit myself nie. En dan vat jy vas, want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En jy moet dit weet. Gesondmaking, geduld, lankmoedigheid,
Werking van kragte, vriendelikheid. Paulus was so vriendelik. Onthou laas jaar toe ons die handeling, toe hy by Efese moes Kobai sê, die mense het hom vasgehou en gehuil, hy moet net nie weggaan nie. Nou sê daar sy ouens, jy kan hom nie reach nie. Want hy is nou hierdie mega apostel. Paulus was 'n man van die mense. Dis hoekom almal van hom Angus hou. Almal wil hom net 'n drukkie gee. Want hy's vriendelik. Hy's vriendelik. Almal wil soos die oom wees. Almal wil na die oom toe gaan. Vriendelikheid. Profesie, goedheid. Luister jy, as jy 'n kwaai profet is, jy moet nie soos Elia wees, troubler of Israel, hier kom hy, die koning Agab se beentjies klap so mekaar as hy kom. Ons is nou in die Nuwe Testament, Partykeer sal die Here vir jou as profeet 'n woord gee vir 'n leraar of 'n pastoor wat bietjie hard is en sê, hoor as jy nie hierdie gaan change nie, gaan hierdie ministry vou. Partykeer is daar nodig vir sulke woord. Maar die goedheid. Jesus, ek wil hê daai ou moet vir my woord gee. Sien my. Baie keer is dit so. Was jy al so by sulke plekke? Ek was al so. Nou, wie wil woord hê? Ek sê soos die ouens wat klein geld soek, nie? Ek sal net my hand opsteek, man. Ek soek net 'n ou woordjie, man. Dit is mos lekker om woord te kry. Lekker. Maar nie maak of ek nou net ek is wat so is nie. Alright. Onderskeiding van geeste, hoor hierdie ene. Getrouheid, is jy getrou? Kan die Here op jou staat maak om die afsprake na te kom? Kan die Here jou vertrou om dit te gaan doen? Kan die Here jou vertrou om jou Durban toe te stuur om vir iemand te gaan bid daar in Shacktown? Die Here toets dit. Ja, ek moes een keer Durban toe ry, ek kan net oor vertel. Die Here stuur my Durban toe om vir 'n ou te gaan bid. 'n Moslem man. Op pad soontoe, my arme vrou, ek weet nie waar was sy was in Israel. En die Here lê ding op my hart. En kinders is gelukkig van die kleuterskool. Ek gaan boek hulle daar by my ma in en ek en my pa ry die volgende dag. Ek sê vir my pa, dis hierdie plek daar in Durban. Hy vat sy revolver saam. Was dit dat dit die dag wees, dat ons hier was, sterf ons al twee. En ons gaan daai dag soontoe. En die ou kan nie glo ek het al die pad soos ek het vir hom gesê ek kom. En hy kon nie glo ek het aangekom nie. Toe sy pa ook daar. Albei met hulle moslim moetjies. En ons lei hulle na die Here toe en ons bid vir hulle. Net omdat ek getrou was en gegaan het. Daar's twee mense, ek het nog vir jare daarna daai ouma op Facebook met my gepraat, Christen nog steeds. Is dit nie nice nie? Maar die Here toets jou getrouheid. Hy gaan jou nie noodwendig Durban toe stuur nie, maar sê net maar hy stuur jou Oberholzer toe. Maar daai waar jy daai goedkoop selfone van jou koop, gaan bid vir daai man nou. Ek wil hê jy moet vir hom bid, hy het 'n probleem. Sy vrou is siek. Die Here gee vir jou woord van wysheid. Sy gaan bid vir hom. Ja, is dit nou van die Here af die Here? Rebuke eers daai stem en hoe kan dit? Jy moet gaan. Getrouheid. Onderskeiding van geeste. Tale, sagmoedigheid. Ja, wat hierdie tale ding. Glad nie sagmoedige gees nie. Glad nie. Jy moet oop wees vir dit. Sagmoedigheid. Uitleg van tale, selfbeheersing. Baie ouens wat in tale praat in kerke het glad nie eers selfbeheersing nie. Hy wil net gehoor word. Dis sommer is elke dieselfde oom. Nee? Ek was nou die aand was by bid aan waar hy ou gesê het. Hy gaan 'n taal bid dan met iemand dit uitlê. Hy het nog eers vir ons kans gegee om dit mooi te verwerk, toe lê dit self uit. Ek sê nie dit is verkeerd nie, maar my so 'n bietjie Duits, maar ja. Baie vir my so Latyns geklink, ek weet nou nie. Excronimus nisartos. Dink amper soos Dracula in daai een movie. My hare het reg opgestaan. Jy weet. Ek spot nou net, hoor, is nie regtig so. Nosferatos. Dan praat jy moet wakker wees in die bediening. So, is net op 'n ligter noot en ek sien hierdie swaar teaching hierdie, maar dis nie, hoor. Hierso is daai saligsprekinge waarvan hy gepraat het, daai stappe. Ek en jy moet hier aan werk, hoor. Die Here kan jou nie in die bediening gebruik, nie lief is vir mense nie. Here, help my om lief te raak vir mense. Dan gaan die Here jou na mense toe stap wat jy regtig nie wil liefde gee nie. Ek moes al iemand bedien wat 'n kindermolesteerder was.
Hy gaan nou toegesluit word. Sy vrou bring vir my die ding. En daai aand bid ek vir hom en hy val op sy knie en met sy trane en sy hare, die bietjie wat hy het, vee hy my skoene af. Sy vrou kyk my sê, hy het dit nie vir my nie hoor, hy doen dit vir die Here in my. En die Here het hom vergewe, hy is tronk toe. En hy het 'n bediening in die tronk begin. En maar hy moes hy gaan uitleef, sy sonde. Moes hy nou die straf vat vir dit. So jy gaan baie mense, jy moet 'n liefde vir mense kry. Jy mag niemand voortrek nie. God is nie die aannemer van 'n persoon nie. Blydskap, ons moet regtig as Christene joy. Nehemia 8 vers 10, the joy of the Lord is your strength. Kry slegte nuus. Wow, petrolprys gee van, prys die Here, hy gaan my help deur hierdie. Ek moes dit baie bid, van 2009 af, nee, ons was in die grassnyerbedryf onder andere, nee. Kost toen al R120 om 'n 5 liter grassnyertjie vol te maak, my mat, nee, met toestruk, met olie, trekkers, bushcutters, al die goed, gaan die petrolprys op, dankie Here, U gaan ons help, hierdie maand gaan ons almal se pay kan gee vir hulle. Was baie gechallenge op hierdie. Jy moet vertrou op die Here, jy moet blydskap in jou hê, joy in jou hê, jy moet glo. Maar die meeste van ons vou is R20 se toksakke, as ons hoor, toch, waar gaan het nou, waar stop het alles? Ek sien 'n tannie in Soweto, in daai wil was sy bly. Slaggat, potholes, taxi rank, skoteklap. Sy het vir 'n 6 voet muurtjie opgesit met 'n oase van 'n tuin binne in daai plek. Hulle het so ligfoto geneem van dit. Sy sit lekker in daai tuin en 'n koppie tee drink. Jy kan operuit enige plek. Sien, ons kom uit die westerse wêreld uit, ek gaan nou nie vanaand op daai tangent gaan nie, maar tyd is verby, lankal. Maar jy kan enige plek kan jy gelukkig wees. Good, onthou, maak klaar. 1 Korintiërs 14:1, jaag die liefde na. En beywer julle met die oog op geestelike aard. Beywer, die Engelse by desire it. Desire it. Jy moet dit desire, jy moet dit soek, jy moet dit desire. Beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy moslim wat oorkant jou werk, wat elke dag in hy shop instap, gaan bemoedig hom. Spreek goed oor sy lewe. Kyk of dit in vervulling kom. Belangrik, tussen 1 Korintiërs 11 die gawes en 1 Korintiërs 14 oor profesie, lê 1 Korintiërs 13 die liefde. Hy is so gehamburger tussen. Want sonder die liefde, en luister gou hierso, nee, daai liefde is nie jou liefde nie. Hoe ek moet liefde hê? Nee, dis die liefde. Weet jy wie is die liefde? Jesus. Hy is die liefde. As jy 1 Korintiërs 13 lees, as jy liefde lees, dan sit jy in die Jesus. As jy Jesus in jou het, trek ons nie voor nie, ons is nie verwaand nie, ons is niks nie. En ons almal het werk. Glo my, niemands perfek nie. Maar as jy die liefde het, dit is baie belangrik, baie belangrik. Veral vir jou enemies. Want die Here gaan jou gebruik om vir jou enemies te bid. Die liefde. Amen. Ek gaan klaarmaak, ons is al 6, daai watch hart 'n bietjie vinnig. Ons is nou maar net 6 minute oor die tyd. Okay, 7. Julle moet 'n lekker aand hê. So, daar's 'n genadegawe waarmee jy gebore is. Dan is daar die 5voudige bediening, hoe God sy kerk onderrig. En dan is daar die 9 manifestasiegawes wat God jou gee, soos wat jy dit nodig het in jou dienswerk vir hom. Jy moet jou elke dag self stig mos, nee, jy moet mos, nee. So taal is nogal belangrik. Die Amerikaners maak 'n groot ding van tale. Ek wil ook amper begin. Ek wil jou sê, nee, jy het tale nodig om jouself te stig. Jy het dit nodig, want jy moet jouself stig, niemand anders gaan jou stig nie. Het jy het geweet? Is jou vrou se werk nie te stig. Vrou is jou man se werk om jou te stig, nie om jouself stig. Jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof, sê die Bybel. Self, Grieks vir self. Jy moet dit self doen, en daar gee die Here vir jou 'n tool. Kry die slegste van slegste nuus, stig jouself.
Jy begin daar te loop en jy bid in jou taal. Bid in jou taal. Hier staan 'n persoon voor my, jy sê jy nie vir my ook 'n woordjie nie. Ek het nie vir my woord. Dan bid ek in tale. Maar nou moet ek 'n woord by die Here kry. Want ek kan nie net een fabricate nie. Dan moet ek in tale bid. En soos ek in tale bid, ek kom hier gedagte op en gat ons. En dan vloei dit. Alright. Amen. Good. Kan ek vir ons afsluit? Vader, baie dankie. Ek loof en prys U naam vanaand. Dankie vir die geleentheid om oor al hierdie mooi goed te praat van U, my Heilige Gees. Ek eer U naam. Dankie dat U ons so uniek gemaak het. Elkeen van ons geweef in die skoot van ons moeder het U ons al by die naam geroep. Tot profete vir die nasies. Ons is profete vir die nasies. Vader, wat 'n voorreg om mense te gaan stig, opbou en te bemoedig. Mense uit hulle plekke uit te roep in lewe in. Almal kry swaar daar buite. Almal het hoop nodig, almal het bemoediging nodig. Vader, help ons om in hierdie ding te loop wat U vir ons gegee het. Help ons om hierdie te verstaan. Heilige Gees, net U kan vir ons hierdie oopbreek. Help ons om ons identiteit in U vas te maak. Help ons om ons plek in te loop waar U ons wil gebruik. Al die plekke, laat ons onsself nie weerhou en onsself net op een plek sit nie. As jy vanaand die vrymoedigheid het staan, dan bid jy saam met my, dan vra ons vir die Here. Here, stuur my, ek is beskikbaar vir die wat bereid is. Kan staan en jy saam met my bid. As jy nie wil nie, dan sit jy. En dan die wat staan, vra ons vir die Here. En jy kan nou self vir die Here vra. Sommige net daar in die Gees bid, sê Here, dankie dat U my geroep het vir 'n tyd soos die. Here, gebruik my asseblief. Help my dat ek disippels kan maak van nasies. Gee my die tools. Help my om te weet wie ek is in U. Ons eer U naam. Help ons om vrolik te wees. Help ons om saam met die liefde te loop. Help ons om hierdie liefde te manifesteer. Vader, ons eer U naam. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Of julle vir 'n minuut los, dat julle net self met Heilige Gees praat, en dan gaan ek bid vir Heilige Gees nou. Elkeen van hierdie mense aanraak, my Vader. Dankie Vader. Dankie Vader vir U Gees en die werking van die Gees, Vader. Ons eer U naam, ons eer U naam, ons eer U naam, ons eer U naam. Vader, ek loof en ek prys. Ons kan niks doen op ons eie nie, Here. Hierdie dorp is stikkend, Here, mense is stikkend, ons het die hulp nodig, help ons. Gebruik ons. Gebruik ons asseblief om 'n verskil te maak eers in ons eie dorp, in ons eie families, in ons gesinne. Help ons, Here. Ons het bonatuurlike krag nodig. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan dit nooit op ons eie doen nie. Ek kan dit nie op my eie insig en my eie wysheid nodig nie. Die Gees van die Here is op jou. Die Gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en die vrees van die Here. Julle eerbiedig God en julle eerbiedig sy woord. Julle het die vrees van die Here. En enige leuen wat die Satan vanaand in enige iemand se kop wou sit, oor enigiets wat ek vanaand hier gesê het. Ek sê vir jou, Satan, die Here bestraf jou. Los die mense uit, los hulle gedagtes uit. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Vader, ek eer U naam. U het sekere van hierdie mense hier geroep as profete vir die nasies, om te gaan profetiese woord gee. En die Satan het vanaand klaar begin lieg. Julle is geroep vir 'n tyd soos die. Die Here sal vir julle bonatuurlike wysheid gee, bonatuurlike woord gee, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Dankie Here dat U hierdie mense aktiveer. U, my Heilige Gees, is die activator. Mag ons U beter leer ken, mag ons leer om saam met U te loop. Vader, maak vir ons die woord oop, breek vir ons die woord oop, dat ons die woord verstaan. Geef ons 'n dieper insig in die woord, geef ons 'n liefde vir U woord. Ons eer U naam vanaand, en ons loof U naam vanaand.
Amen, amen en amen. Holy Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. Oh, the Spirit and the bride, they say